Aluma Capital, altyd aan die groei. Tyd om te kyk na ons hoofkoerantstories vir die dag, saam met Gert van der Westhuizen van Netwerk 24. Goeiemôre Gert. Goeiemôre Suan. Jy lyk netjies in blou, hoor. Netjies in blou, ja, dis vir Vrydag. O, is dit? Ja, O, natuurlik. Ek sal ook maar my ligblou dra, jy weet, maar wys ek so sal die bulle ondersteun Vrydag. Jy pas mooi in tussen die blou kussings hier op die bank, O ja, hoor. ek sien die blou kussings ook. Maar jy's beter as 'n kussing. Luister Gert, die spanning oor die immigrante hier voort en Ramaphosa het ook nou ingespring. Ja, hy het ook nou gesê, jy weet, mense kan nie 'n ultimatum stel nie. Jy weet, veral 'n organisasie wat aan niemand verantwoordbaar is nie. Hierdie is vir my nogal 'n baie gevaarlike ding wat besig is om te gebeur. Hier's nou 'n organisasie, nou sê hy sommer alle onwettige immigrante moet teen die 30ste Junie uitwees en hulle keer sommer mense in die straat voor en vra hulle identiteitsdokumente wat totaal ongehoord is nie. En die temperatuur word al hoe meer opgejaag met hierdie dreigemente en mense wat bang raak en vrees wat versprei. En ek sien die DA het ook nou vir die ANC se hoofsweep in die parlement geskryf en gevra hulle moet 'n dringende debat daaroor belê want daar moet opgetree word teen hierdie mense. Hulle kan nie net reg en orde toepas as hulle dink hulle wil nie, weet. Ja. En die polisie moes al teen hulle opgetree het. Daar's baie fopnuus wat versprei word. Die regering het gesê hulle sal optree daarteen, maar hulle het nog nie. Jy weet, mense moet eers sien. Ek dink as daar gesien word dat daar opgetree word en sulke mense sal die situasie bietjie kalmeer. Maar dit lyk vir my al hoe meer of dit afstuur op iets soortgelyks aan 2008, 2014 toe ons daai geweld gehad het teen buitelanders. Jy weet, dis nie net die buitelanders waaronder lê nie, ons gemeenskappe lê ook daaronder, want jy weet die geweld het laas nogal taamlik uitgebrei. En as mense nou kyk wat in Noord-Ierland ook gebeur, jy weet, eiendom word verwoes en allerlei goed word verwoes. Immigrasie is 'n geweldige probleem, maar ek dink die grootste skuld vir die probleme waarmee ons vandag sit, moet op die skouers van die regering gelaai word. Hulle word al jare hieroor gewaarsku. Al jare word daar gesê mense kom te maklik oor die grens, daar's te veel korrupsie. Jy weet, mense betaal vir dokumente en vir vervalste dokumente en so, maar die regering het te min daaraan gedoen om hierdie probleem te probeer oplos. Ja. En nou sit ons hier weer waar ons sit. Gert, ek dink die debatte in die parlement sal 'n goeie idee wees aangesien meeste van die partye ook nie noodwendig saamstem oor waar hulle staan nie en ons ook self politieke partye het wat jy weet nogals uitgesproke is teen onwettige immigrante en selfs van hulle taal is gevaarlik in wat hulle kan moontlik aanhou. So daai debat is dink ek belangrik binne die parlement, maar dan kort mense ook politieke verantwoordelikheid en ek wil sê maturity om daai reg te hanteer en nie net vir mekaar te skree nie, maar te gaan hou vir as 'n oplossing vir die probleem. Ja, mense moet 'n oplossing vind, Jennifer. Ongelukkig is daar partye wat nou 'n kans sien, jy weet, hier met die munisipale verkiesing. Hulle weet daar's groot ontevredenheid oor onwettige immigrante. Nou probeer hulle min daar uitslaan. Ek dink die PA, Action SA en MK maak geleide wat nie altyd reg vertolk word deur hulle ondersteuners nie. Hulle moet baie versigtig ook wees wat hulle sê. Absoluut. Dan moet ons praat oor Malema wat jongenskap wat ANC klere dra. Ja, hy sê hy het nou gister by sy jeugdag saamtrek hier by die Uniegebou in Pretoria gesê as jy ANC klere dra, is die basis van jou sinne beroof. Hy het eintlik gesê jy's half geestelik versteurd as jy ANC klere dra. Veral as jy 'n jong mens is, want jong mense weet nou die ANC bring vir hulle niks. Hoekom dra jy daai klere? Dis 'n skande. Ek sien in die berig word daar gesê selfs in KwaZulu-Natal wil ANC mense nie meer hulle ANC TM dra as hulle deur tot deur 'n werwing doen nie. Nou ja, Malema is baie gewild onder die jeug, nê? En as jy nou kyk na gister ook hoe baie mense daar was, maar hulle kry nie daai jeug om vir hulle te stem nie. Dis hulle groot probleem. En ek weet nie of al die beloftes wat hy maak om gaan help nie. Natuurlik is hy ook erg gekant teen geweld teen immigrante en hierdie uitspraak teen immigrante, so dit gaan om 10 en nog steenkos vir jaar. Maar ek sien hy het nou daar 'n T-shirt een van 'n stadium verlede week aangetree wat sê 2026 is die jaar. Is nou reg of weg vir die EFF hierdie jaar, so mense sal nou sien hoe hulle vaar. Hy's waarskynlik reg. Ja, hy's reg of weg is. Ja, want as hulle nou nog swakker vaar, jy weet dan hy het laas gesê dan moet hulle maar oppak en huis toe gaan. Ek weet nie of hy daarvan sal hou nie, want dan sê hy die kolligheid. Hy het gesê hy gee nie om nie, hy sal gaan boer, maar nou ja. Wel as hy in die tronk gaan sit, dan gaan dit moeilik wees hy gaan nog in die tronk om van politiek te doen, Ek sien hy daarom verlede week het hy appel aangeteken teen sy vonnis. Baie mense sal sê dit is te erg die vonnis en ons sal nou sien oor die hof besluit baie keer as jy appel aanteken teen 'n vonnis, ongelukkig vir jou word die vonnis verhoog.
Jy weet so ek dink as so iets met hom gebeur gaan dit nie baie goed vir hom wees nie, maar ons sal nou sien hoe hy dit hanteer want hy het gister weer gesê die EFF is heeltemal teen korrupsie gekant, maar daar's baie beweringe van korrupsie wat teen EFF-lede ook gemaak word. En baie word sy naam ongelukkig ook nie met landboukommissie by die stadium genoem. So mens weer eens net beweringe, maar dit is mens moet versigtig wees. Dis interessant dat hy praat oor daai jeugstem en jy ook sê die jeug nie noodwendig nie. Helen Zille was by 'n nagklub gewees ook om te probeer stemme werf. Wat ons nie alles op hierdie stadium sien nie. Ja, Jennifer, ek wonder partykeer, jy weet, mens skit maar net die kop partykeer as jy kyk wat politici als doen om steun te kry. Wel, as daar eendag is wat jy as politikus na 'n nagklub toe kan gaan, dan is dit seker maar op jeugdag, né? Nee. Ja, dan kan jy seker maar gaan alhoewel jy nou self bietjie oud al is, maar jy kan seker maar gaan, oud soos jy voel, Gert. Dis seker waar, so aan. Luister, so geen kernwapens vir Iran, sê Trump, maar hy kap ook nou na Israel. Ja, Israel bly maar vlieg in sy salf, want of sy sop eerder sal ek mens sê, want ek dink 'n deel van die ooreenkoms met Iran wat nog nie onderteken is, dit word glo Vrydag geteken, die teks van die ooreenkoms is nog nie bekend gemaak nie. Maar Israel hou aan met sy aanvalle in Libanon en dis een van die goed wat Iran wil hê moet nou ophou. En toe Trump bewees sy ontevredenheid met Israel uitgespreek gister. Maar ek sien hy kry ook maar 'n bietjie teenstand in sy eie geleedere daaroor, want mense sê hy het te veel toegewings gemaak. Daar's byvoorbeeld beweringe dat Iran kan toegang kry tot 'n herstelfonds van $300 miljard. So ons sal nou maar sien, baie mense is ontevrede daaroor. Jy weet maar ek dink hy wil so gou as moontlik uit hierdie oorlog uitkom, want dit is 'n baie ongewilde oorlog. Ek dink dit is 'n oorlog wat net nooit moes gebeur nie en dit het die ekonomie van Amerika kwaai geraak en ons ook, jy weet. So ons hoop petrol sal goedkoper word, alhoewel dit seker nou nie oornag sal gebeur nie, maar Dit is interessant. Ek dink hulle het moontlik gedink die oorlog gaan vinniger tot 'n einde kom en hulle gaan maklik ingaan en wen en dis toe nie wat dit gebeur het nie. Daar was nog ons heel wat weerstand geweest. Dit is interessant want Iran gaan dit verkoop as 'n wen vir hulle en Amerika gaan dit verkoop as 'n wen vir hulle. Ek lees gister 'n ontleding van die oorlog, 'n baie interessante ontleding, Jennifer, wat sê Iran kom eintlik sterker uit hierdie oorlog na vore nie, want Amerika het gesê hy gaan die regime verander en dit het nie gebeur nie. En Iran het nou besef die straat van Hormuz is 'n baie handige wapen wat hy in sy arsenaal het. Nie maak nie die straat van Hormuz toe, dan's almal gestaf daar rondom hom en ons wat olie soek, jy weet so uit. Ek dink hierdie oorlog het Iran in 'n mate dan sterker gemaak. Meer mag gegee. Hulle besef nou waar hulle mag lê. En daar's mense wat sê Trump het eintlik die oorlog verloor, jy weet, hulle sal dit nou nooit erken nie, maar jy weet, maar in elk geval wen niemand ooit 'n oorlog. Nee. Nee, verseker nie. Gert, dan Putin kritikus in Pole vermoor. Ja, dit raak nou weer rof daarso, jy weet ons aandag is nou 'n bietjie weggelei daarvan. Ek het nou gesien gister is daar gevra dat Trump weer 'n bietjie probeer om sy invloed daar te laat geld. Maar hulle die kunstenaar wat anti-Putin kunstenaar is, hy is bekend as Robert Kay, maar sy naam ek dink was Semyon Skripetsky as ek dit nou reg uitspreek. Hy's 5 keer geskiet, 600 meter van die ambassade van Belarusland, jy weet, so dit lyk maar net soos 'n hit, soos jy in Engels sal sê. En ek sien Putin het ook sy aanvalle verskerp op Kiev en daai pragtige kathedraal was aan die brand. Jy weet, dit maak 'n mens so kwaad as sulke goed gebeur nie. En jy weet, as jy 'n kunstenaar is altyd veronderstel om 'n spieël na jou toe op te hou dat jy kan sien jouself in sy spieël kan sien en jy dalk bietjie anders kan laat dink, maar jy weet in Rusland tel sulke goed nie. Ek sien hierdie kunstenaar was ook hy het met almal die sport gedryf. Maar nou ja, so met Putin lyk my dryf hy nie die sport daarso. Ek was nogal geskok toe ek in die berig lees die syfers van hoeveel kritici moes vlug toe die oorlog uitgebreek het wat en dan dink jy ook aan die kinders wat verwyder is. Daar's soveel meer verrykende ek wil sê nagevolge van hierdie oorlog is wat mense soms besef ook en as ek nou dink aan die Midde-Ooste en daai moes ook nooit gebeur het nie, maar ten minste het dit gevoel asof daar heeltyd gesprekke was op een of ander manier en ja, die gesprek het op 'n stadium gestop en dan gaan die gesprekke weer aan. Hier voel dit of daar net nie gesprekke is nie. En ja, ek weet daar was al bemiddelaars, maar ook die feit dat Putin net gesê het, okay, hoekom moet hy met Zelensky of moet hulle niks mekaar te sê nie. So waartoe beweeg ons met hierdie oorlog? Ja, ek weet nie waartoe beweeg ons, Jennifer, jy weet dit raak iemand het verlede week opgemerk dat al langer as die Eerste Wêreldoorlog aan. Dit is ook 'n oorlog van attrition soos die Eerste Wêreldoorlog was. Jy weet niemand vorder eintlik nie. Ja. Maar jy maak net meer skade en meer mense dood. En Zelensky het nou daai oop brief vir Putin geskryf. Putin wil nie met hom praat nie. So dit wys ook vir jou wat daar aangaan. 'n Mens weet nie wat die stand van Putin binne Rusland is, want die ekonomie ly daaronder. Ja. Baie mense word doodgemaak en baie seuns kom terug in kuste. Jy weet, mense sal wonder hoe dit op die einde gaan uitspeel.
en of dit genoeg sal wees om mense teen hom in opstand te laat kom of vir mense om vir hom te sê kalmeer nou, kom ons maak hierdie oorlog klaar. Niemand gaan hierdie oorlog wen nie. Nee. Gepraat van onnodige oorlog, né? Dis net so ongewild soos die Iran-VSA oorlog. Ja, dis net so 'n ongewilde oorlog. Jy weet ons aandag was nou die hele laaste maand net by Iran en die VSA, maar dan kyk almal mis wat hier gebeur en wat in die Midde-Ooste gebeur, jy weet. Wat nog steeds aanhou. Ja, dit gaan nog net steeds aan en dit is nie goed vir ons nie. Ja. Dan die Ebola-epidemie sê hulle is dalk die ergste tot op hede. Ja, dis nou bespiegeling, maar die hoof van Afrika se sentrum vir siektebeheer het gesê dit is dalk die ergste wat daar is, jy weet, in as die vorige 2014 tot 2016 wat meer as 11,000 mense is daar dood. Hy sê daar's baie mense, hulle praat van 10,000 kontakte wat siek is met Ebola wat nog nie opgespoor is. Sjoe, hard. Maar jy weet, ons het verlede week gesien hoe baie waninligting bydra tot die hele probleem. Mense wil nie aanmeld as hulle siek is nie, hulle is bang, hulle vertrou nie die owerhede nie, want daar's 'n groot wantroue tussen die publiek en die owerhede. En baie mense ontken net dat daar Ebola is. Hulle sê dis 'n plan wat die regering uitgedink het om buitelandse hulp te kry, jy weet. So dit is 'n groot probleem wat daar wag. Gert, en dis die ding, daar's nie regtig daar's nie 'n inenting of iets nie. Nee, daar is ook nie dink ek 'n kuur vir hierdie nuwe stam van Ebola nie. Die probleem ook net, Jennifer, daar kom ons weer terug by oorlog. Dis 'n gebied wat oorlog getuister is, wat baie armoede is, jy weet. En mense is daarom wantrouig teenoor enigiets. Jy weet, en mense kry hulle net so jammer. Dis interessant, Netwerk 24 het 5 minute gelede 'n nuwe berig uitgebring waarvan jy seker weet, waar hulle sê die Ebola-uitbreking het ook nog nie sy piek bereik. Ja, dit het nog nie sy piek op bereik nie, ja. En dit kan tot 'n jaar neem om die verspreiding van die virussiekte te stuit. En dan 808 gevalle is bevestig sedert die uitbreking op 15 Mei. En dit sluit 192 sterftes in. Dis nou 192, laas toe ek gekyk het Vrydag, dink ek was 135 so. Rarig. En die getalle neem ook toe wat bevestig is. Ja. Maar dan sê jy dan vat as daar 10,000 mense is wat dit onderlede het nog nie opgespoor is nie. Kan 'n mens nie dink hoe erg kan dit raak. Ja. Dit is gelukkig geluk is dat dit nie maklik oordraagbaar is soos COVID byvoorbeeld nie, maar nog steeds, jy weet, dit bly 'n probleem. Gert, dan is die groot vraag vanoggend, waarom sal 'n muskiet jou kies om te byt? Jennifer, ek is baie bly. Navorsing het nou uiteindelik besluit dat muskiete sekere mense verkies bo ander mense. Ja. En dis nie omdat jou bloed soet is nie. Nee, maar as jy bier gedrink het, lyk dit vir my, hou muskiete veral van jou. Daar was 'n studie, ek dink dit was in Nederland gewees, waar hulle gekyk het 24 uur nadat mense bier gedrink het, hou muskiete baie van jou. Muskiete word aangetrek deur die koolstofdioksied wat jy uitasem en dan as hulle naderkom is jou liggaams reuk wat hulle optel maak jou aantreklik vir 'n muskiet. Dis natuurlik net wyfie muskiete wat byt nie. Dit is baie gevaarlik. Maar nou jy weet, dit is net vir my interessant nie, want mense het altyd gedink dit is sommer 'n ou vrou storie dat muskiete net sekere mense verkies, hulle byt almal, jy weet, en dit is net vir my baie interessant, maar met die lag wat mense nou daarmee het, is daar's ook baie erns daaraan verbonde, want jy weet met aardverwarming wat toeneem, kom muskiete met wat ernstige siektes oordra nou voor in gebiede waar hulle nie voorheen was nie, jy weet. So en die bier raak ook makliker warm. En as jy hom dan drink, dan ryk hulle seker jou nog vinniger uit, jy weet. Maar ek het ook al daar's mos dit was 'n mite op 'n stadium dat as jy gin and tonic drink, dat die muskiete jou nie gaan byt nie. En hulle het 'n studie daaroor gedoen en hulle het bevind dit gaan nie oor die gin nie. Dit gaan oor die tonicum, maar as jy regte tonicum drink wat die kwinine wat daarin is, skrik nou weer die muskiete af. So dis kieskeurige klein monstertjies, hoor. Hulle hou van bier, maar nie van tonic nie. Nee, hulle hou nie van tonic nie. Maar ek wil net sê, ek wil net 'n bietjie verder navorsing doen, want ek drink glad nie bier nie en 'n freaking muskiet love my. So ek verstaan nie hierdie nie. Die kombinasie van reuk en koolstofdioksied maak jou aantreklik vir hulle. Ek weet nie hoe ek ruik dan nie, Gert. Nee, ek het nie eens geweet muskiete kan ruik nie. So jy skei te veel koolstofdioksied af, Jennifer. Kan wat jy aantrek en hulle van jou liggaamsreuk. Ek het al gedink miskien moet mense ander deodorant gebruik. Ja. Miskien sal dit die muskiete afskei. 'n fnuikweerder vir die muskiete wat dit so suurstof kan laat ruik in plaas van koolstofdioksied nie. Ja, hulle sê die navorsing wys dat mense tussen 300 en 1000 verskillende reukverbindings afskei. Maar wetenskaplikes begin nou eers verstaan watter daarvan die muskiete die meeste lok. Genade.
Ja, nee, jy weet so, ja. Gert, net so vinnig, baie halwe vir Bafana, kyk jy die sokker wêreldbeker op hierdie stadium? Ja, ek kyk Hoe doen jou tot so spanne? 12:00 in Ja. die aand. My span het nou die dag ongelukkig Nederland gelyk opgespeel teen Japan, het doel in die laaste minuut afgestaan, maar ek sien daar's 'n Duitse ekonoom wat nou al die vorige 3 wenners voorspel het van die vorige 3 toernooie. Hy sê Nederland gaan hierdie jaar wen. Gaan wen, Gert? Ja. Sjoe, jy het baie hoop. Hy het baie hoop. Hy sê baie van die mense waar hy werk het nou op Nederland gewet. Ja. So ek hoop maar vir hom Nederland wen want dit gaan baie moeilik wees om terug te gaan werk toe. Ja. As al daai mense hulle geld verloor het. Dis waar. Ja. Ek wil net noem vir die kykers wat nou bekommer is dat Gert nie vir Bafana ondersteun nie. Nederland se tweede span. Soos Bafana as Bafana uitval, dan is dit Nederland. Ja, dan moet jy nou maar Gert vir sê jou dit ja. tweede beste Nie span as nie, stem. jy het vervanneer Bafana. Hy sê ja, ek kry ook jammer maar. Ek was diplomaties hieroor gewees. Ag, sis. Met sekere goed moet 'n mens maar die diplomatie op sy skuif, Jennifer. Ja, ai, sis tog julle. Okay. Nou ja, toe. Dankie Gert. Dit was heerlik om met jou te Plesier, gesels. dis waar. En ons gaan die naweek gesels met Frikkie oor markte, so bly ingeskakel. Aluma Capital, altyd aan die groei.